Goeiemôre, dit is Sondagoggend die 26 Oktober en kom ons gaan voort waar ons verlede Sondag opgehou het. Ons gesels het oor die regterstoel van Jesus Christus waarvoor elke gelowige gaan verskyn. Die oomblik as ons hierdie wêreld verlaat, het sy deur die dood of het sy by die wegraping, gaan elkeen van ons, elke kind van die Here, elke wedergebore kind van God, voor die regterstoel van Christus verskyn, om verslag te doen oor dit wat ons aan hierdie stoffelike liggaam vir hom gedoen het, in die geloof in sy wil, om in sy wil te wandel, ensovoorts. Hierdie verskyning voor hom kan scary voel, soos wat ons tans voel, maar ons weet dat ons gaan in 'n ander liggaam wees, ander omstandighede wees, en dit is nie om veroordeel te word nie, dit is om loon te ontvang vir dit wat ons vir ons meester gedoen het. Praat van daardie dag, ons kalender bevat baie dae, maar iemand het gesê, Apostel Paulus, sy kalender het net 2 dae gehad. Dit is vandag en daardie dag, menende daardie dag, wanneer hy Jesus van aangesig tot aangesig gaan sien. As ons met daardie gedagte, met daardie dag in ons gedagte leef, sal ons elke dag gemotiveer wees om skoon en rein voor die Here te wandel. Daarom, wanneer jy oorweldig voel met alles wat hier in die wêreld gebeur, dink net daaraan, vestig jou gedagte daarop, daardie 2 dae, vandag en daardie dag. Paulus moedig ons aan, in Galasiërs 1 vers 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op hierdie aarde is nie. Gelowiges deur die eeue heen, het hulle harte gerig op daardie dag, wanneer hulle voor Jesus sou staan, en dit het hulle geïnspireer, om hulle lewe op aarde te leef met die hemel in die gedagte. Filippense 1 vers 9, en dit beteken, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge wat dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand in aanstoot mag wees, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Ons moet altyd onthou, dat in hierdie wêreld, is ons nie tuis nie. Dis nie ons huis hierdie nie. Hulle wat Jesus verwag, is vol van daardie salige hoop, dat hulle ook verander gaan word, en hulle verheerlikte liggame gaan ontvang, soos 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54 vir ons sê. En dan sê Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander en om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, tot die werk, volgens die werke waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Die skrif is duidelik, dat wanneer Jesus terugkom aarde toe, hy met sy kerk, met sy bruid saam, met hom terugkom. Kolossense 3 vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook in heerlikheid geopenbaar word. En dan sê 1 Tessalonisense 3 vers 13, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy heiliges. En Openbaring 19 vers 14 praat ook al van, en die leers in die hemel het hom gevolg, op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, is die kleding van hulle wat in Christus Jesus is. Wanneer hy nou die kerk en die bruid, of die bruid van Jesus dan in die hemel gekom, as die skrif sê, hulle kom uit die hemel uit saam met Jesus op wit perde, as daar nie 'n wegraping was nie. Jesus gaan kom vir sy bruid, wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, volgens Romeine 11 vers 25, voordat die oordeele van God uitgegiet gaan word, in die verdrukking van 7 jaar. 1 Tessalonisense 1 vers 9, want hulle vertel self, aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle van afgode bekeer het tot God,
om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dood opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Wegraping nie, maar die toorn kies, die kroon van roem vir siele gewen, sal ons motiveer op daardie dag voor die regterstoel van Jesus wanneer ons daar staan. Dat die alle wat ons met ons saam kon geneem het, saam gered het, saam gehelp het om redding te bereik. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en ons blydskap, hulle wat deur ons na Jesus toe gebring is. Die wegraping is ons salige hoop, Titus 2 vers 13. En daarom 'n groot bemoediging om elke dag getrou aan Jesus te lewe en vir hom te wandel. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Maar die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel met geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dan sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Die lewe wat ons vandag leef, is maar net 'n voorbereiding vir daardie dag. En ons moet daar streef om heilig te leef in afwagting vir daardie groot dag. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. In 'n kort bestek van tyd voor die tweede koms van Jesus gaan die volle wraak van God op hierdie aarde uitgegiet word op hulle wat hom nie aangeneem het nie. Openbaring 8 vers 13 sê dit vir ons so 'n bietjie daarvan. Ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê: wee, hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorgegeleide van die besuin van die 3 engele wat nog sal blaas. Ons moet daarop let, dat die skrif sê dat voor die wegraping van die kerk baie valse leringe verkondig sal word om die gelowiges te verwar. Ek dink daar's ook hierdie mense wat datums vasstel van die wegraping is onder hierdie mense. 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou gewees, asof die dag van Christus al daar is. Die Antichrist, die wettelose een, sal kom. Hy gaan vir 'n kort tydjie die wêreld regeer, want dan gaan hy verslaan word by die wederkoms van Jesus Christus. 2 Tessalonisense 2 vers 8. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkoms tot niet gaan maak. Al wat ons moet doen, is om getrou te wees aan ons koning, terwyl ons rustig wag op sy wederkoms en doen wat hy van ons verwag om te doen. 1 Timoteus 6 vers 13. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis getuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberisplik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. As sy ambassadeurs is ons geroep om getrou te bly aan die woord van God, die Bybel, en dit wat in die skrif is te verkondig, en net dit. 2 Timoteus 4 vers 1 sê Paulus, ek besweer jou dan vir God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Dit is wat ons moet doen, dit is waarvoor die Here ons roep. 2 Timoteus 2 vers 15, lê jou daaraan toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Die Bybel is die woord van God. Die Bybel is nie die woord oor God nie. Die Bybel is ook nie
God se woord iets wat God se woord bevat nie. Die Bybel is die woord van God. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hy sê die skrif, die hele skrif is deur God ingegee. Engelse vertaling sê God breathed. In 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woorde van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Hy sê nie woorde van mense nie. God het mense gebruik, ja, om die Bybel te skryf, maar dit is sy woorde, deur hom gedikteer deur die Heilige Gees, wat neergeskryf was. En Spreuke 30 vers 5 sê, elke woord van God is gelouter. Hy is in skuld vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Die mens kan die Bybel nie vertolk om by sy eie agenda aan te pas nie. Wanneer Jesus sê, wanneer hy gaan kom, gaan hy loon aan daardie wagters op die muur gee, wat angstig gewag het vir daardie dag, en wat hom getrou gedien het. Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter by in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Hier het ons sover nou gepraat van 2 krone. Kroon van verheerlikheid en die kroon van geregtigheid. Kroon van heerlikheid, van vreugde, wanneer ons siele vir Jesus gewen het, ons gaan al daarbo ontmoet, wat ons voor Jesus verskyn. En hier is die kroon van geregtigheid, vir hulle wat sy verskyning lief gehad het. Hulle wat vashou aan die salige hoop van Jesus se koms in heerlikheid, weet dat hierdie aardse lewe spoedig tot 'n einde gaan kom. En ons sal volhou om vir hom te lewe met dit in gedagte. Dit is so vers 12, en leer ons om godloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en verskyning van die heerlikheid verwag, van die grootte God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Ons wat beloof het as 'n onverganklike liggaam gaan ontvang, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, om vir altyd met hom te wees. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar dat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy, Jesus, rein is. Die voorbeeld wat ons op die aarde stel, en wat deur mense opgehou word, ons word lidswys dat ons word deur mense opgehou, elke dag. Dit mag net moontlik die rede wees waarom hulle Jesus aangeneem het. En ons gaan loon ontvang daarvoor. 1 Petrus 2 vers 12. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Engelse teks sê dat hulle kan kyk hoe lyk hulle buurman, ek en jy. Sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Jesus het die eerste maal na die aarde toe gekom, om ons verlossing om Golgotha te kan koop. Maar hy kom vir 'n tweede maal, om sy kinders ewigheid toe te bring, saam met hom. Hebreërs 9 vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om vir die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. Gelowiges word gemaan deur die woord van die Here, om die gemeenskap van ander gelowiges op te soek, by mekaar te kom, daaroor te gesels oor die dinge van die Here,
selfs vandag se tyd, veral in vandag se tyd, wat ons weet, ons verwag daardie dag. En Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dis des te meer na water die dag sien nader kom. Die skrif vermaan ons om naby aan die Here Jesus te lewe. In Johannes 2 vers 28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Om vir daardie dag te leef, wat elke kind van God behoort te doen, verander jou lewe, dit verander jou vandag, en het waarborg die woorde van ons meester, mooi so, goeie en getroue diensdag. Daardie dag, as ons voor die regterstoel van Christus verskyn. Mag die Here u seën. Amen.